Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre kan aangaan met die boek Spreuke. Nou u sal sien dat ons so 'n bietjie vinniger deur die boek Spreuke werk, omdat baie van hierdie sake al reeds hanteer is in vorige hoofstukke, in vorige verse. En hier en daar lig ons nog 'n vers uit, hier en daar lig ons nog 'n gedagte oor 'n vers uit. Maar ons vertrou dat u dan ook dit leersaam sal vind en ook so sal groei in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. Ons gaan vanmôre sommer dadelik wegval by Spreuke 18 vers 19 tot 24, kosbare waarhede wat ons vanmôre hierin raak sien, en mag die Here dit seën en heilig aan ons harte. Vers 19 sê, 'n broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad, en geskille is soos die grendel van 'n paleis. Nou, as ons dit saam lees met vers 18, wat ons gister hanteer het, staan daar die lot, laat die geskille ophou en maak sterkes uit mekaar. Nou, vers 19 sluit aan by vers 18, want u sien, wanneer 'n broer vals beskuldig is, dit kan wees 'n fisiese broer, of dit kan wees 'n broer in die Here, of dit kan wees een van jou volksgenote in die tyd van Israel. Die Bybel sê, wanneer jy teen hulle oortree, moetswillig teenoor hulle oortree, dinge van hulle sê wat nie waar is nie. Die Bybel sê, om daardie geskil te laat opklaar, om daardie verhouding weer te herstel, is amper onmoontlik. Want die Bybel sê, dit is erger as 'n sterk stad. Die versterkte stede in daardie tyd, soos die stad Jerigo, het dik mure omgehad en baie min mense kon daardeur gebreek het, en die Bybel gebruik hier dieselfde gedagte. Daarom moenie iemand vals beskuldig nie. Moenie 'n beskuldiging teen iemand aanneem nie. Moenie partydig wees by 'n saak wat jy niks van weet nie. Want die Bybel sê vir ons dat om daardie persoon se vertroue weer te wen is amper onmoontlik. Tensy daardie persoon by die Here uitkom en daar ware berou by jou is en hierdie saak weer herstel kan word. Die Bybel sê geskille is soos die grendel van 'n paleis. Baie min mense kan deur 'n paleis se deure breek, deur 'n paleis se mure breek. Waarom? Want dit word beskut, dit word beskerm, dit is sterk gebou, daar is soldate, en dieselfde beginsel wil Salomo vir ons hier kom deurgee. Moenie 'n valse beskuldiging aanneem van iemand nie, moenie ander mense vals beskuldig nie, moenie in 'n saak betrokke raak waarvan jy niks weet nie, want dit kan so effek en gevolg hê dat daardie verhouding vir altyd verbreek sal wees. Glo my vriende, ek het in gemeentes gekom en ek het probeer om sake op te los waar broers so kwaad is vir mekaar, dat die een kilometers sy pype aanlê teen 'n hengse koste, net om nie die ander broer te vra om 'n deel van sy wingerd nat te maak nie. Waarom? Hulle het mekaar gehaat. Dat 'n geskil gekom. Hulle was so hartlik teenoor mekaar, dat na al die jare wat ek by daai gemeente was, hulle uit ek uit weggegaan het en hulle nog steeds van mekaar af vervreemd was. En daarom sê die Bybel, pas op wat jy doen en hoe jy optree, want dit kan verrykende en langdurige gevolge hê. Die volgende vers 20 sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou, ons het al reeds daaroor gepraat, vriende, dat ek nie die fisiese mag het om lewe en dood te spreek nie, maar ons woorde kan 'n effek en 'n gevolg hê op ons eie lewe en ook op ander mense se lewens. Kom ons vat 'n eenvoudige voorbeeld. Ek gaan staan in 'n hof en ek getuig oor 'n saak en ek lieg oor hierdie saak. Kan dit my lewe en die persoon wat aangeklaag is se lewe verwoes, vernietig? En dis maar wat die Bybel vir ons sê, is dat uit ons mond, die vrug van ons woorde, dit wat ons voortbring deur ons woorde, dit wat ons sê deur ons woorde, kan ons eie lewe en ander mense se lewens geweldig kompliseer, of dit kan vreugde en blydskap by hulle bring. Dink by jouself aan die ander kant, as jy in 'n hof gaan staan en jy lewer getuienis en jy lewer egte ware getuienis, en daardie persoon kom skotvry aan die ander kant uit, soos ek in my bediening en ook in die polisie ervaar het. Watter vreugde bring jy dit net vir jouself en ook vir die ander party nie? Mag die Here genade gee dat die vrug van ons lippe iets sal wees wat eerbaar en heilig en rein voor God en mense is. En dat ons versigtig sal wees, dat ons nie ons woorde net roekeloos sal gebruik nie, want dit het die effek op mense se lewens. Daarom, dood en lewe is in die mag van die tong. En ek het al reeds 'n boodskap opgeneem daaroor, in die vorige oordenkings, waar ek sekere verse aan mekaar verbind het, so ek gaan nie veel verder meer daaroor sê nie. Ek glo elkeen verstaan die gedagte en neem dit ook ter harte. Vers 22 sê, wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind, en 'n welgevalle van die Here verkry. U sal onthou, nadat die Here vir Adam geskaap het, het hy gesê, dis nie goed dat die mens alleen sal wees nie. Ek sal 'n hulp vir hom maak wat by hom pas. U sien, daar was geen dier in die diereryk wat by Adam sou pas nie. Daarom het die Here uit Adam
se liggaam uit sy rib vir hom dan 'n vrou gebou. En daarom sê die Bybel, as jy 'n vrou gevind het, het jy iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Dis hartseer dat in die meeste huwelike mense nie so dink nie. Ek hoor baie keer grappies waar ouens sê tog nooit gedink aan egskeiding nie, maar aan moord al so baie. Of ouens draai hulle ring in die rond en dan sê hulle soek die kode om uit hierdie storie uit te kom. Baie grappies wat gemaak word oor die huwelik en baie keer die vrou teenoor die man teenoor die vrou. Maar wil ek vir u sê, die Here sê, dis nie goed dat 'n man alleen is nie. Die Here het vir ons 'n hulp gemaak wat by ons pas. Daarom moet ons haar lief hê. Daarom moet ons verstandig met haar saamleef. Ons moet nie verbitter teenoor haar raak nie, sodat ons ook die seën en die vrede van die Here in die huwelik kan ervaar. Daarom sê vanmôre vir jou vrou, jy's lief vir haar. Sê vir haar, luister, toe ek jou kry die dag, het ek iets goeds gevind. Behandel haar soos 'n koningin. Behandel haar soos 'n prinses in jou lewe. Eer haar vir die vrou wat sy is en wat God vir jou gegee het. En mag die Here julle ryklik seën ook in julle huwelike. Of in julle huwelik. Vers 23 sê, die armes spreek smekinge, maar die ryke antwoord harde dinge. Vriende, ons dink maar aan Lukas 16, die ryk man en Lazarus. Lazarus het by die ryk man se poort gelê en hy het gesmag om hom te voed met die krummels wat van sy tafel afval en dit was nie aan hom gegee nie. En dis vandag ook maar baie keer so. Dikwels, nie altyd nie, maar dikwels is ryk mense hard teenoor arme mense. As ek maar net dink aan ons regering en vroeër jare hoe die regering vir ons arme mense gesorg het en hoe dit deesdae gaan. Dis asof daar net geen ontzag is meer vir die armes nie. Vir mense wat in elende is weens omstandighede nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ek moenie arm wees weens luiheid nie. Ek moet werk, ek moet my eer daarin stel om my eie hande te werk, maar daar is mense, vriende, wat arm is. Die Here sê die armes sal altyd saam met ons wees. Daarom baie belangrik dat wanneer ons die armes se smeking hoor, dat ons sal ontferm oor hulle. Dat ons nie harde woorde sal antwoord, hulle sleg sal sê, opinie sal lewer, asof ons God is en op die troon van Moses sit en 'n oordeel kan vel nie. Mag ons genade van die Here vra om ook in hierdie opsigte en in hierdie sake reg op te tree, met oorleg op te tree en die Here te bid vir wysheid en vir insig. Die laaste vers van Spreuke 18 wat ons vanmôre gaan hanteer, sê 'n man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. En vriende, dit is baie belangrik dat ons sal sien wat die Here vir ons hier wil kom leer. As ons gaan kyk na die hele boek Spreuke, waarsku Salomo jy sy seun dat hy moet pas op vir die vriendekringe, vir die leegleiers, vir die ouens wat jy wil intrek in hulle optredes en dit wat hulle doen en dit wat hulle as pret en as opwindend ervaar. Salomo waarsku sy seun en sê die seun, moenie saam met hulle gaan nie. Moenie hulle rykdom soek nie. Moenie hulle vriendskap probeer soek of koop nie. En ons ken, vriende, soveel mense wat deur hierdie proses gegaan het, waar hulle baie vriende gehad het, toe hulle baie gehad het. Nou dat hulle niks het nie, het hulle niks vriende mee nie. Maar die Bybel sê daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Ons dink maar aan Dawid en Jonathan. Dank die Here dat die Here vir ons vriende gee wat sterker aanhang as 'n broer. Ek het my vrou daaroor gepraat dat kinders van die Here is baie keer nader aan jou as jou eie bloedfamilie. Waarom? Omdat ons dieselfde Vader het, dieselfde Here Jesus, dieselfde Gees wat in ons woon. En ag vriende, daar's hoeveel mense in ons gemeente wat ek vertrou met my lewe, wat ek enige tyd in die dag of nag kan bel en sê help my en hulle sal my help. Vriende, daarom sê die Bybel vir ons, kies jou vriende met wysheid. Kies jou vriende volgens die standaard van God se woord. Moet jou nie self begewe in hierdie slaggat of in hierdie dryfsand van om almal te probeer akkommodeer en te dink as jy baie vriende het, dan is jy baie gewild nie. Baie vriende ruïneer jou. Daar is baie opinies te lewer, daar is baie insette in jou lewe en dit kan jou hele lewe verongeluk. Maar vra die Here dat hy vir jou 'n vriend of twee sal gee, egte vriende, lief vir die waarheid, lief vir die woord, wat nader aan jou is as 'n broer, iemand wat werklik die pad saam met jou kan stap, jou mede-verantwoordelik kan hou vir jou wandel saam met die Here, wat saam jou kan bid en saam jou kan lag en saam jou kan huil. Iemand wat lief is vir jou en nie lief is vir wat jy het nie, maar vir jou as persoon en vir die feit dat jy saam die Here dien. Mag die Here genade gee dat sulke vriendskappe en sulke vriendskapsbande gesmee sal word met die waarheid van God se woord as ons riglyn, as ons barometer waarvolgens ons lewe, om so die Here in alles te eer. Vriende, mag die Here ons seën met wysheid. Ons sal aangaan met Spreuke 19 en dan sal ons ook 'n bietjie stil staan by die gedagte van die reformatie en ons vra die Here vir wysheid. Ons moet bietjie kyk na die hervormingsdag
en ook die groot dinge wat gebeur het daar. Dit is amper 31 Oktober. Jy sal sien op ons kalender staan na Reformasiedag. Ons gaan 'n paar gedagtes daaroor met mekaar deel. Mag die Here ons met wysheid bekragtig. Baie seën. Ek pleit dat u hierdie verse sal onthou en onthou wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Mooi dag verder daarna.